Ons moet gesels oor onderwys en die uitdagings wat dit in die gesig gestaar en vanoggend sluit Marius Botha by ons aan. Hy is onderwysbestuurs en regskonsultant en ons praat spesifiek wat staan skole te doen oor kinders wat misdade pleeg. Goeiemôre Marius. Môre en baie dankie vir die geleentheid om weer by julle te kuier. Dit is heerlik om hier te hê om te praat oor 'n baie belangrike onderwerp vanoggend, natuurlik misdaad, skole, wat moet skole doen? Wat is jou ervaring oor dissiplinêre en misdaadvoorvalle in publieke skole? Dit is aan die toeneem die feit dat kinders nie net meer stout is nie, maar daar kriminele aktiwiteite plaasvind. As mens kyk na die 7 dogters wat baie onlangs 'n dogter aangeraak het, wat gearresteer is en nie hof verskyn het, en dan ook as mens gaan kyk daarin in Mpumalanga die dogter wat verkragt is. So dit is so dat hierdie berigte baie meer sigbaar raak in die sosiale media. Dit beteken nie dat hulle nooit daar was nie. Maar ek dink dit is aan die toeneem, daar's 'n opwaartse tendens en dat mense al hoe meer kriminele sake kry wat vooruitspruitend is as gevolg van misdaad op skoolterrein. En dit gaan baie oor boelie, veral jy weet wat oorgaan in aanranding, soos met daai voorval van die 7 dogters en dan dit is nog steeds maar die sosiale media wat ook nog steeds 'n probleem het en dit lei tot litigasie. So. Ons gaan al daai goed nog mooi moet uitpak. Ons gaan nou oor sosiale media praat. Daar's so baie om daaroor te sê. En die feit dat jy sê dit in die publieke oog is die dinge wat nou gebeur. Maar jy het genoem dit kinders is stout en dan's daar kinders wat misdaad pleeg. Dis 'n groot verskil. 'n Mens moet die twee van mekaar onderskei. Ja, verseker. Dit is wanneer daar 'n kriminele element bykom. En dit is nou, Bella het nie baie positiewe punte, maar een positiewe punt is dat hulle byvoorbeeld nou gaan definieer het, daar's sekere oortredings wat skole moet hanteer, en dis nou moord, verkrachting, die ernstige, die kriminele goed, waar die skole nou ook 'n saak by die polisie moet maak. En dan het mens sorg maar die wetgewing oor seksuele misdrywe van minderjariges, wat ook sê, jy weet, ons moet 'n kind mag nie blootgestel word byvoorbeeld pornografie nie. Dit moet aangeweld word by die polisie. Dat daar meer en meer sigbaarheid gaan wees van dat daar kriminele sake gelê gaan word, is 'n tendens wat ons gaan moet belewe en bestuur. Marius, dit was interessant, ek het gelees 'n kind onder 14 mag nie tronkstraf kry nie. Ja. Nou kry jy wel 13-jariges wat betrokke is by hierdie tipe ernstige misdade. Wat is realisties gesproke van daai uitdagings wat skole in die gesig staar om hierdie tipe sake te hanteer? Eerstens is die probleem dat 'n beheerliggaam met magte om verhore te doen en aanbevelings tot uitsetting te doen, en dan moet die departement, die HWD moet binne 14 dae terugvoer gee, wat baie selde gebeur. Nou moet daai kind terugkom skool toe, want hy gaan grondwetlike reg om onderrig te kry. Nou sê nou maar die aanrander en die persoon wat aangerand is, sit saam in die skool. Weer langs mekaar die skool. Hulle sit weer langs mekaar, want dit is 'n verpligting omdat die HWD nie toetree of nie vinnig genoeg besluit neem nie. En die feit daar is nie meer rehabilitasie soos in die ou tyd verbeteringsskole nie. So daar is nie daai lyn vir hulplyn en terapie nie. So dis eintlik 'n groot dilemma in die onderwys om daai mense te hanteer. En wat jy nou normaalweg kry om die departement voet te sleek, is daar so vlugfaktor, want ek wil ook nie my kind blootstel aan 'n kind wat daar aangeraak of seksueel getuister het nie. Ek verwyder my kind, ek vat hom na 'n ander skool of hom na 'n ander skool toe. Ons sit nie net in 'n dit gaan nie net oor kinders nie. Ons sit ook met die situasie in die Vrystaat, is 'n juffrou se kakebeen afgeslaan by die graad 9 seun. Hy's elke dag by skoolterrein, sy's daar. Hy's aanbeveel tot uitsetting, maar ons kry nie die verslag terug tot uitsetting nie. So daai aanrander en die juffrou saam op terrein, dit skep 'n onuithoudbare situasie. Kan ek as 'n juffrou in so 'n geval 'n beskermingsbevel kry teen daai kind? Weet jy, Jennifer, ja, dit wil ek vir jou sê, dis nou 'n groeiende tendens dat daar beskermingsbevele verkry word deur kinders teen ander kinders, ja. Of ons het in Pretoria 'n situasie waar 'n ander pa se dogtertjie dreig by die hek oor 'n fete tussen die ouers, waar daar dan 'n beskermingsbevel moet gekry word. En jy kry beskermingsbevele wat ons by waar 'n kind, en hy's nou 3 keer aanbeveel vir uitsetting, nog steeds onderwysers aangeraak het by skole, het ons dan op die einde beskermingsbevel gekry dat hierdie kind nie nader as 'n sekere afstand aan die onderwysers moet kom nie. En dit is die enigste manier hoe mense om kry dat hy uit daai skool uit beweeg, maar waantoe beweeg hy? Ja. Die alternatief is nie meer daar nie. Jare terug was daar soos die verbeteringsskool, die kinders het daar skool gegaan en hy was gerehabiliteer, maar dit bestaan nie meer nie.
Is daar gevalle waar die departement vinnig genoeg reageer en indien wel, is dit omdat sulke gevalle dalk aan die groot klok gehang word terwyl ander gevalle nie sigbaar is nie en dan nie aksie het nie? Dit is verseker so, hoe meer sosiale publisiteit die voorval kry, hoe vinniger reageer die departement. En wat ek sê, dis nou so onregverdig, want daar's baie ander ernstige gevalle, maar dis nie in die media nie en dit val nie in 'n politieke netwerk en konnotasie waar ek iemand ken nie. So dit val nie daar nie, so dit kry nie die vinnige aandag wat dit moet in hantering nie. Maar ons spreek woordelik in Pretoria was daar daai gevalle van rasisme by die Engelse skool wat kyk hoe vinnig is dit hanteer en ewe skielik het die politici se karre daar gekom en dit het reg deur gegaan. Verstaan jy, tot op die hoogste vlak. So dit hang af die blootstelling en die konnotasie en die koneksies wat die persoon het, dan hardloop die ding baie vinnig. Maar daar's baie ernstiger gevalle wat net nie na media publisiteit kry en dit word nie vinnig hanteer nie. Marius, as die persoon wat in die geval is wat dalk getuister word of geboelie word en nou moet ek weer terug aan die skool saam met Peer wat al my geboelie het byvoorbeeld en die departement tree nie vinnig genoeg op nie. Kan ek, en ek weet mense wil dit nie doen nie, kan ek dan as die slagoffer die departement aanvat en hof toe sleep of iets? Nog niemand het dit gedoen nie, maar in terme van die reg kan 'n mens dit doen en mens kan hulle dwing om ten minste 'n aksie te neem of 'n aksie te implementeer. Selfs 'n mandamesbevel wat hulle dwing om hulle eie wetgewing toe te pas. Maar dit gebeur nie op hierdie stadium nie. Daai wiele dra ontsettend stadig. Dan raak die ouers baie kwaad vir die skool. Hulle dink die skool doen niks nie. Maar onthou, die skool is nie by magte om 'n kind, hulle kan hom tydelik skors 5 dae, maar hulle kom nie verwyder uit die skool uit. Dit is slegs die HOD van onderwys wat dit mag doen. So dis nie die beheerraad wat jy dan kan verkwalik vir daardie besluit nie. Die beheerliggaam doen alles wat hulle moet doen, maar is nie daai finale besluit om 'n kind uit die skool uit te sit, is nie in die beheerliggaam se hande. So wat is die oplossing? As ons sit met hierdie misdade en jy is 'n onderwyser of jy is die skool of die beheerliggaam, dan nou wat staan ek te doen? Ek dink mense moet doeteenvoudig regte uitoefen en as jy nie in die onderwyskanaal die voorgeskrewe prosedures wat gevolg word in die onderwys sukses behaal nie, dan gaan jy moet wend tot litigasie en dit is so dat litigasie beskermingsbevele neem verskriklik toe en dit is ook so dat daar soms ouers hulle wend tot litigasie onlangs waar kinders erge pornografie versprei het en dit is banaal geweest, nee. Maar dan kom hulle met regspanne op tegniese punte en sê hierdie onderwyser het voetfout gemaak met die ondersoek na die saak of dit. Hulle verloor die fokus van die kind was betrokke of by die vervaardiging of by die berging of die verspreiding van pornografie. Hulle aanvaar dit nie, hulle gaan op die tegniese punte om vry te kry. So daar's ook 'n nadeel om in litigasie in te gaan. Dis baie vrae en baie probleme, maar kortliks is daar 'n oplossing in die toekoms. Ek dink so, ek dink waar skole besig is om waardestelsels met mekaar te vestig, is daar skole wat verskriklike goeie waardestelsels het en dit kring deur na die ouers toe, na die personeel toe, dat almal in die skool, die hele skoolgemeenskap, heg groot waarde aan 'n sekere waardestelsel. Dan is dit so dat daarso is minder voorvalle en ek dink onthou jy gaan dit nooit kan heeltemal uithaal nie. Anders is die tronke leeg wees. So daar is altyd maar 'n ou wat die stelsel gaan toets en die water gaan toets. So mense gaan dit nooit heeltemal, jy kan dit baie beperk deur 'n goeie waardestelsel in 'n skool te vestig. Marius, baie dankie dat jy vanoggend by ons aangesluit het en om net 'n bietjie lig te werp op hierdie baie belangrike onderwerp. Ek dink daar's eintlik soveel meer om te sê, maar ons waardeer jou tyd vanoggend. Groot plesier, baie dankie.